Here, dis net ons gebed van ons harte om u lof te besing, om vanmôre te kom sê hoe groot is ons God. Dankie Here dat u ons eerste lief gehad het, en dankie dat u dit beplan het. U sê in die woord voor die grondlegging van die aarde, dat ons nou vanmôre hier gaan by mekaar wees, Here, en net gaan kom getuig van u goedheid, van u godheid in ons lewens. Ons eer u, ons dank u, Vader, ek kom en ek verklaar my afhanklikheid vir die leiding van u Gees. Ons het 'n paar notas gemaak, Here, maar dis my gebed dat u regtig vir my sal sensitief maak vir die leiding van u Gees vanmôre. En terselfdertyd ook vir almal wat hoor, Here, almal wat ingeskakel is op een of ander elektroniese media platform, Here, dat deur die Gees u regtig ons geestelike oë en ore sal oopmaak en sal kom vasbrand in ons harte, dit wat u wil hê ons moet hoor, maar bo alles wat ons moet doen. Ons dank u en ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Jy kan gerus jou sitplek neem, baie dankie. Dis lekker julle, hallo, môre die wêreld daar buite. Ons vertrou dit gaan goed daar waar jy is en dat die somer op pad is in jou lewe ook. Maar daar is ook mense in die noordelike halfrond, sorry julle, die somer is nou besig om verby te gaan vir julle. Dit word winter, so sterkte met daai een. Maar ons begin vanmôre met 'n nuwe reeks rondom kerk. Kerk wees. Hoekom kerk? Dis die vraag. Hoekom kerk? Nou soveel mense, soveel idees, soveel planne, soveel uitlatings. Mense wat sê, maar die kerk is dit en die kerk is dat. En dit is so dat daai vlammetjie gaan nêrens heen nie, hoor. Hy maak net so. Ons het 'n nagmaaltafel. Die van julle wat ingeskakel is, dis 'n nagmaaldiens. Pos dalk gou die ding daar waar jy kyk, pos hom en kry jou nagmaal elemente bymekaar. Jy hoef nie 'n lid van 'n gemeente te wees om nagmaal te gebruik nie. Jesus sê daar waar hy die nagmaal instel, sê vir sy disippels, so gereeld wat julle bymekaar is, gedenk dit wat ek vir julle doen. En dit is wat ons môre gaan doen. Ek wil jou uitnooi, gebruik nagmaal saam met ons. Maar vir ons hier in die saal wat ek wil sê is, daar's 'n brandblusser en dis net 'n vlammetjie, okay. So moenie daar kyk nie. Want elke keer as jy daar kyk, dan wil ek ook daar kyk. Dankie my vrou vir jou moeite om vir ons 'n tafeltjie te berei. Kerk, hoekom kerk? Mense het stories. Mense het stories. Onthou julle toe ons klein was, toe ek klein was of toe ek jonger was, as jy hoegenaamd nie in die hoofstroom Afrikaanse kerk in Suid-Afrika is nie, dan is jy 'n sekte. Onthou julle dit? Dit was groot moeilikheid. Ons vertel vir mekaar stories hoe ons met mekaar gespot het. Hoe van ons maatjies op skool kon nooit enige posisie beklee nie. Hulle kon nie prefekte word nie, hulle kon nie wat nie, want hulle is nie deel van hierdie kerk nie. En ek dink dis 'n bietjie verwronge. Dis nie heeltemal wat God in gedagte gehad het nie. Kerk is nie 'n nuwe ding nie. Julle gaan my verskoon vanmôre, ek het 'n ding in my keel. Jabok bediening, prys die Here. Die 9de Oktober is dit 2 jaar wat ons in Jeffreys Bay is, kan jy dit oor vertel. En die 5de November was ons eerste diens. Hier's 'n nuwe kerk. Nee, hier's nie 'n nuwe kerk nie. Hier's net 'n nuwe bedieningspunt van mense wat dalk wil by mekaar kom. God het van dag 1 af dit so gemaak of so gewou hê dat die mense met hom moet kuier. Kan ek jou vra om vir my daai watertjie aan te gee? Ek vra verskoning julle, ek doen dit nie gereeld en gewoonlik nie, maar hou hom toe, hy's reg. Nee, hou hom toe, dan gee op, dankie, ek gaan hom net hier indruk. Jy sien, hy gaan nie. Ekskuus julle. Bietjie aandag afleibaar, hou jy bietjie uit. God het van die begin af dit so beplan dat hy en die mense moet kuier, dat hy en die mense moet gemeenskap hê, dat hy en die mense in 'n verhouding sal wees.
En ons het dit nou die dag vir mekaar gesê, dat God het die aarde geskape vir die mens. God het nie die mens geskape vir die aarde nie. OK. God het gesê, laat ons mense maak, maar kom ons gee net vir hulle 'n plek om te bly. Plek waar dit mooi is, 'n tuin van Eden en al hierdie mooi goed. En dan van dag 1 af, kom God in die middag af na Adam en Eva toe, en hulle kuier. Hulle stap saam deur die tuin, en dis oulik en dis mooi, en God praat met hulle. God sê vir Adam, wil jy nie vir die diere name gee nie? En so. Kom ons kyk na die eerste amptelike aangetekende kerkbyeenkoms wat vir ons aangeteken is in Genesis. En in Exodus 24 vanaf vers 9, God wat met Moses bymekaar kom en hy sê vanaf vers 9, Moses, Aaron, Nadab, Abihu en 70 leiers van Israel het die berg uitgeklim. Hulle het die God van Israel gesien. Onder sy voete was 'n plaveisel so safiersteen, so blou soos die hemel self. God het geen hand teen die leiers van Israel gelig nie. Hulle het hom gesien en daarna het hulle geëet en gedrink. Toe sê die Here vir Moses, klim nou die berg verder uit na my toe en vertoef daar, dat ek vir jou die plat klippe kan gee, waarop ek die wette en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk. Nou, hier is net 2 goed wat ons gou-gou hier kan op ag slaan. Dit was 'n afspraak van God se kant af om te sê kom. En hy sê, bring 70 mense saam. Dis die leiers. So daar was in die volk, in die groep mense, was daar 'n bepaalde rangstruktuur met Moses en Aaron, Nadab, Abihu en 70 leiers. So dis was 'n bietjie van 'n kommunikasienetwerk in vandag se terme. Dalk het hulle klein groepe gehad, dalk het hulle Bybelstudiegroepe gehad, dalk het hulle bedieningsgroepe gehad, ons weet nie. Maar God sê, kom jy in jou leierskap en kom hierso. En dan is dit nou baie interessant, hulle het hom gesien en hulle het geëet en gedrink. Ek love it, as God betrokke raak in enige mens se lewe, selfs Jesus toe hy op die aarde was, dan eet en drink hulle. Dit klink vir my na 'n verhouding. Dit klink vir my na 'n persoonlike connection. Jy weet, ons praat deesdae, ek praat van, jy het yskas vriende. Mense leer jou ken, dan kom hulle nou kuier en dis oulik en dis so en so. Maar hulle is nog nie heeltemal family nie, hulle is net so. Maar die dag as ek by jou huis instap en sê, yes, Susie moves, wat is in jou yskas? Dan moet jy weet, nou soek jou maatjie. Nou vertrou ek jou, jy kan maar my yskas op kom kyk, hoor. As daar nou 'n arbei en 'n koeldrank, help jouself en kom. Dis gemeenskap, dis fellowship, dis familie. Ekskuus. Hier is 'n baie interessantheid dat God vir Moses sê, hoorie, na die diens, na die kuier, wil ek gou met jou 'n paar woorde praat. Kom jy net gou daar 'n bietjie. Nou in vandag se terme sou dit wees dat die Here vir jou sê, hoorie, kom na 'n plek van afsondering. Kom ons gaan ontmoet daar in jou binnekamer. Kom ons gaan gesels net so 'n bietjie verder. Ons het nou gekerk en ons het nou geoulik en dit was, maar kom net bietjie. En dan gee God vir hom die 2 klippe met die 10 gebooie. Maar dis amazing, julle het dit al ooit raak gelees. God sê, ek het die wette en die gebooie neergeskryf vir die onderrig van die volk. Ons sien die wette, die 10 gebooie as beperkend. As jy moet so maak, anders gee jy pak slakerie. So maak, moenie dit doen nie. God uit liefde, uit verhouding, by die eerste amptelike kerkdiens, sê vir Moses en Aaron en al hierdie ouens, is vir jou handleiding, gaan leer my mense.
Beautiful. Beautiful. God het nie met hulle 'n afspraak gemaak om te raas en te beklei en hy sê kom ons kuier net, kom ons eet, kom ons drink. In Numeri 28, op die eerste van die 7 dae, moet daar 'n gewyde byeenkoms wees, dan mag julle geen gewone werk doen nie. 'n Gewyde byeenkoms. Kom ons kom net by mekaar. Daar wie jy is, onder die boom, by die huis, in 'n gebou, op die berg, op die strand. Kom ons kom net by mekaar en daar's 'n gewyde oomblik. Wat beteken gewy? Gewyde beteken nie nee. Gewy beteken om toe te wy. Wat beteken dit? Ons doen kindertoewyding. Wat beteken dit? Vader, ons gee vir u hierdie kind. Ons wy hom toe, ons wy haar toe. Ek en my gesin gaan die Here dien. Hierdie is 'n intentionele oomblik van toewyding, van commitment. Dis 'n mooi woord dalk. Ek en jy kom en God sê vir ons in Numeri, daar moet 'n dag wees waar ons net onsself, ons byeenkoms, ons gemeenskap, ons lewe toewy aan hom. Kom en doen 'n gewyde ding. So hierdie ding van kerk wees, ja, maar hoekom elke dag en elke week en nee. Dis nie mensgemaakte reëls nie. God sê, weet wat, ek wil graag met jou kuier. Jy's so besig, jy's so los net die gewone goed daar buite. En ek weet, daai jare het hulle dalk nie skofte gewerk, hulle het nie 'n polisie gehad en 'n verpleegindustrie en 'n wie en wat nie. Maar God sê, los nou maar net 'n bietjie dit wat jy doen. Kom ons kuier net 'n bietjie. Wat moet jy doen by hierdie geleenthede? Eksodus 30 vers 16. Jy moet die versoeninggeld by die Israeliete insamel en dit aan die priesters gee vir die diens in die tent van ontmoeting. Okay. Jy moet kollekte opneem. Ja, nee, maar daai ding onthou jy, ons lei nou tot die kerkklokke voor die diens. Onthou jy, ding dong. Onthou jy toe ons klein was en kerk was nog 'n move. Die kerkklok lui in die oggend en hardloop jy dan sê jy, hoe lui daai klok? Kom kerk toe, bring geld saam, kom kerk toe. Het julle ooit daai liedjie, was dit net ons Vrystaaters wat daai liedjie geken het? Dis 'n goddelike opdrag. Wat sê, samel die geld in. Nou ons gaan nie geld praat nie, ek het nou die dag weer vir mense gesê, ek praat nie geld hiervan, ek wil nie. Maar as die Bybel daarvan praat vanmôre, dan wil ek vir jou vra om net jou hart te toets, net vir 2 minute, en dis nie die boodskap, glad nie. Jou bydra, hoekom bring jy dit? Ag, sies tog Koos moet daarom ook so af en toe 'n koppie rys kan eet. As dit jou idee is, dan het jy dit verkeerd verstaan. Ons bring die geldjie maandeliks, weekliks, en ons gaan daaroor praat soos dit kom. Daar's 'n klomp goed wat sê, hoorie, wanneer julle bymekaar is, hoorie, julle moet die eerste offer bring, julle moet 'n dankoffer bring, nee, maar dis net offers. Ons is nie onder die wet nie, maar God hou van hy's lief vir 'n vrygewige gewer. So, jou geldjie wat hiernatoe kom, doen 'n paar goed. Ons het verlede week toe ons hier so by die tafel na die diens sit en wat toe kom een van die kinders en sê, wat maak julle? Sê nie, ons kyk net hoeveel mense was hier en ons tel gou die geldjie. Het julle baie geld? Hoeveel geld het julle gemaak? Ek sê nie, ek het 'n paar invoices uitgestuur, maar daar's van hulle wat nou nog nie betaal is nie, maar ons het daarom R2.50 gemaak vir die dag. Wat maak julle met al die geld? Ons betaal die saal, ons koop 'n bietjie koffie en tee. As daar mense is wat 'n bietjie behoeftig is, dan is ons so R2.50 kort elke week, maar ons is daarom, julle, die Bybel sê, wanneer julle by mekaar is, bring maar 'n ou geldjie saam. Dis nie die boodskap nie. Eksodus 30. Jy moet die tent van ontmoeting en die ark waarin die getuienis is, moet jy salf. Daar's niks heilig aan hierdie gebou nie. Daar waar jy dalk kerk gaan aanlyn,
Jy sal onthou dat, en asseblief alle messelaars en Jesus self was 'n carpenter, hy was 'n houtwerker. Dis nie bad mense nie, maar die gebou self het geen heiligheid in nie. Daar is niks heilig in hierdie plek nie. Ek en jy, die salwing beteken eenvoudig, die gees van die Here is daar. So moet ons die plek salf, ja. Doen ons dit, ja. Doen ons dit as 'n show? Nee, is nie nodig. Ja, maar hoekom doen jy dit net wanneer ek nie by is nie? Ek weet nie as jy wil by wees, sê my. Hoekom wil jy dit nie kom doen vir my nie? Dankie. Gaan nie oor ek moet dit nie. God sê net, salf die plek. As jy hier inkom en jy raak stil, die klokke lui, gewyde musiek, dis jou gebed, Here, maak net hierdie plek vas. Kom ons maak net, kom ons wy hierdie plek toe aan die Here. En dan in die Nuwe Testament, Jesus vra vir die disippels, wat sê die mense, wie's ek? Hulle praat, en dan altyd voor op die wa, eerste is Petrus wat antwoord, en hy sê, jy is Jesus, die seun van die lewende God, en Jesus sê vir hom in Matteus 16, vanaf vers 70, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona. Simon was sy naam Petrus, Bar-Jona, seun van Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, hierdie uitspraak van jou, dat ek Jesus, die seun van die lewende God is, dis deur die gees van die Here, maar my Vader in die hemel, en ek sê vir jou, jy is Petrus, the rock, en op hierdie rots, nie op jou as mens nie, op hierdie waarheid wat jy verklaar, hierdie rots, hierdie uitspraak, van ek is Christus, die seun van die lewende God, sê Jesus, hoor hierdie woorde, ek sal my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Julle, ek self, my eie persoonlike getuienis, ek het op die ouderdom van 32 redelik radikaal tot wedergeboorte gekom, en toe begin ons groei, en ons soek, en ons wil soos honger, en plak visies op die karre, en op die asblik, en alles, en ons het 'n Bybel met 'n sak, en 'n man, ons is aan die brand. En elke ou wat verbykom, ek het so 'n T-shirt gehad, wat sê, I'm the Christian the devil warned you about. Mense het weggehardloop vir my, ek was al bang vir my. Maar ek was bedrywig, woelig. Wat sê hierdie ouens? Nee, ek kan nou nie die woord, maar in elk geval, nie, ons was bedrywig. En toe kom ons op 'n stadium by mekaar, nou so 3 of 4 wat dieselfde dink en op dieselfde journey is, dan sê iemand, hoorie, ons moet bietjie daar by daai kerk gaan, hulle het 'n koor uitvoering. Dan sê ons nie, ag sies tog, nee. Hulle is nog nie daar nie. Hulle sal nog hoor. Moenie, weet, ons het onsself verhewe, ons het onsself, wow, we've arrived. En dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, ek sal die kerk bou. Ek en jy se kritiek teen kerk, teen denominasies, teen mense, is direk gemik teen Jesus. Jy moet dit verstaan vanmôre. Daar wie jy is, maak saak wat 'n kerk is jy nie. As jy in 'n kerk is wat Jesus Christus bely as die kind van God, as jou redder, as jou saligmaker, as die weg en die waarheid en die lewe, dan moet ek en jy versigtig wees oor hoe en wat. En wat se kritiek het ons gewoonlik? Ekskuus. Ons het goed soos van, ja, hulle is seker maar okay, maar hulle musiek, En jy weet, hulle dienste hou aan vir ewig. Ander ouens sê verlede naweek, hoekom is jou preek so kort, wat's fout met jou? Ek maak moeite om hier te kom, ek het my hare geblou draai en 'n make-up aangesit, en ek het moeite gemaak om hier te kom aan preekie vir 20 minute, wat's fout met jou? Jy moet praat, papa. Jy weet, daai R250 jy moet kom, jy moet gooi. Okay, ek sal. Nou vanmôre gaan ek vir jou besig hou. Ek en jy se kritiek teen kerk is direk gemik op Christus. Moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Ons gaan nou praat oor die verskillende kerke en die wat, maar kom ons bly net by die punt, die moederkerk.
Die moederkerk, ons het nou die dag interessante vrae. Hoe weet ons of hoekom is God 'n man? Hoekom is God die Vader? Hoe weet ons God is 'n man? Want die Bybel sê so. Die Bybel sê hy is Vader. Toe kom daar allerlei mooi flieks uit van the Shack en the what en the what. En the Shack wat sê, maar Jesus kan selfs 'n swart vrou wees as 'n bediende in jou huis. Dis die waarheid, jy is 'n beeld van Christus, maar jy's nie Christus nie, come on. Jesus, die seun van God, is toevallig ook nie 'n blouoog blonde mannetjie nie. Hy's 'n Jood. Hy praat Aramees, nie Afrikaans nie, Aramees, as jy hom kry eendag vorentoe. Hy's blas van vel met donker hare. So ons Afrikaanse kinderbybel Jesus is nie altyd die waarheid gewees nie. So pas op vir dit wat jy sê rondom die kerk, rondom Christus, rondom God, die moederkerk. Hierdie vraag word gevra en dan antwoord Paulus hulle in die brief na Galasiërs, lees dit Galasiërs 4. Asseblief, gaan lees dit, die hele hoofstuk, gaan lees die oploop in. Maar Paulus skryf en hy sê, hierdie ding van kerk, hierdie ding van moeder wees, ons moet dit mooi verstaan, ons moet dit figuurlik verstaan. Daar's twee vroue, of die twee vroue staan vir twee verbonde. Ons almal weet dit tog, dat God het 'n verbond met die mens gemaak, en God het 'n nuwe verbond, of vir Jesus gestuur en hy het 'n nuwe verbond gemaak. So dis twee vroue wat voorgestel word deur die twee verbonde. In die Ou Testament, die een by Sinaiberg, is gesluit en dit bring slawe. Hulle is onder die wet. Die wet is bedoel om hulle te leer, maar dis beperkend. Dit is, so maak mens, dis een rigting die heeltyd van God se kant af. Die verbond is Hagar. Hagar staan vir die Sinaiberg in Arabië. Dit is 'n beeld van die huidige Jerusalem. Dis 'n plek van verwoesting, dis 'n plek van seerkry, want Jerusalem en sy kinders is slawe. En dan vers 26, maar die hemelse Jerusalem, die nuwe verbond, Jesus, in Jesus is ons vry en dit is ons moeder. Dis ek en jy, dis die kerk van vandag, dis die liggaam van Christus, ons is vry in Jesus in die nuwe Jerusalem. Ons kan baie dinge sê, baie mense sê baie dinge, ja, maar die nuwe Jerusalem en die eindtye kom en dit is nou, kan jy sien hoe die paaie word geplavei met goud en met nee. Die nuwe Jerusalem kom, die eindtye kom, want mense kom tot wedergeboorte, punt. Mense stuur vir my goeters van dit, dat en die ander, en ek lees dit op Facebook en ek lees dit oralster, en ouens stuur 'n boodskap wat sê, die kerk moet wakker word. Hallo, wie is die kerk? Jy. Hallo, wanneer word jy wakker? Die kerk moet wakker word. Ja, wat is jou bestelling? Ja, maar hierdie kerk, nee, moet ons nou hamburgers begin bedien na die diens. Dan is die kerk wakker. Onthou julle daai tyd met die vernuwing in Suid-Afrika, rondom die 90's amper? Die Toronto Blessing wat uit Kanada uit oorgewaai het, onthou julle dit? Mense het gelag en omgeval en dit was 'n werking van die Gees van die Here. En daar was 'n klomp naapers en 'n klomp goed wat nie gebeur het nie. En toe kom die kerk, die een waarin ek was, en hulle sê, maar nou vernuwe ons. Hoe vernuwe ons? Ons breek die orgel af. Ons het nou 'n band. Okay. Maar nou hoef jy ook nie meer 'n das te dra nie, ons hemde moet uithang. Nou is ons cool, papa, ons het vernuwe. Jy het nie vernuwe nie, jy's 'n rebellie. Jy's 'n rebellie met jou kerk se identiteit. Kom tot wedergeboorte en dan vernuwe jy. Jy kom nie deur wedergeboorte of jy kom nie in die hemel deur jou hemd te laat uithang nie. Met liefde en respek, my boetie en sussie daar buite, as ek nou vanmôre met jou praat, dan vra ek vir jou, hoe vernuwe jy? In jou sosiale dimensie, in jou fisiese dimensie, want julle sal dit sien. Julle sal dit sien, ek moet nou eendag hier opdaag met 'n kortbroek. En ek sal, en ek gaan, en ek wil.
Maar ek doen dit uit eerbied vir jou, wat vanmôre hier sit, en wat dalk kyk ook. Maar die eerste dag, as die pastor se hemp laat uithang, volgende week almal se hemp hang uit. The spirit of the leader. Who is my leader? Jesus, deur sy Heilige Gees. Hy sê vir my, Koos, jy trek vir jou behoorlik aan. Hierdie is my behoorlik aantrek. Jy moes my gister op die strand gesien het, onthou jy? Nico sê vir my, moenie worry nie. Ek sê, ek lyk so boemelaar. Hy sê, moenie worry nie, jy is die boemelaar van Jeffreys Bay. Go for it. En was ek lelik? Nee, ek het net eers die tuinvuil goed gaan aflaai en toe gaan loop ons op die strand. Toe is ek nou nie beeldskoon soos ek nou vanmôre is nie. Ek en jy is die moeder. Wat doen 'n moeder? Wat maak 'n moeder? As ek en jy die kerk is, dan is ons moeders. Dis nie manlik en vroulik nie, dis die rol. God die Vader, die kerk is die bruid van Christus. Dis die moeder. Wat doen 'n moeder? Sy versorg, sy voed op, sy dissiplineer haar kinders. Wat is die rol van 'n vader? Kom ons praat net 2 minute daaroor. Die rol van die vader is om jou kind se waarde toe te voeg. Met ander woorde, pappa gaan daai billetjie vang. Jesus, ons gister sien ons 'n mannetjie daar op die strand. Hy's 3 jaar oud, hy's so. Ek sê vir daai pappa, jy moet hier 'n oue bal koop, pel, hy moet gaan hakker speel. Jy kan hom sien, hy move op daai strand, so hy's net 3 jaar oud, so, hy's so klein. Maar wow. Sy pappa tel hom op, hy sê, hier is my bil. Hy sê net my bil omdat hy groot is nie, hierdie is my bil. Verstaan jy wat se bil? Bil hou belofte in, pel. 'n Bil hou belofte in van 'n oes wat kom. 'n Bil hou 'n belofte in van hierdie ou gaan ploeg. Hierdie ou gaan 'n pa validate sy kind. 'n Ma versorg. My ma het altyd gesê, "O, boetie, jy moet 'n trui aantrek, ek kry koud." Sê ek, "Ma, my bloed is nog dun, ek kry eintlik warm." "Nee, jy moet jou trui aantrek. Jou ma moet jou opvoed, as jy by die tafel sit en eet, met jou hande so, en jy lek so jou vinger af, jy lek die bord so uit, en dan sê jou ma vir jou, nee, ons maak nie so nie." Dis opvoeding, net klein bietjie rigting gee. Dissiplineer. En mamma as 'n moeder. My ma, as ek by die huis kom in die môre en ek was woelig, pappa, sê my ma vir my, jy moet daar sit, jou pa kom. Jy al gehoor het doen ons sit in die kerk. Dan sê jy maar aangaan jou moves, hoor, God kom. Regtig? Maak ons mense bang vir God, of maak ons mense bewus van God en probeer om te getuig dat die Gees van die God hom oortuig om tot redding te kom? Of maak ons mense bang? Jy moet nou maar aangaan. In 'n huwelik, meneer, jou vrou vir jou sê, nou maar dan moet jy maar maak wat jy wil maak, dan moet jy weet, nou moet jy dit definitief nie maak nie. Nou moet jy stop. Daai is nie okay nie. Maar ek en jy as moeder, as kerk, vertolk nie die rol wat God het vir ons bedoel het nie. Ons maak mense bang, eerder as om hulle te dissiplineer. 'n Ma wys gevare uit. 'n Pa sal sê, kom ons gaan klim op die dak. Mamma sal sê, nee, wag by, daar's spykers daarbo. Het jy die son gee jou brand, my kind? Mamma's wys gevare uit. As ons met die klein kinders speel en hulle is nou al bietjie groter, dan sê ek baie vir julle, nou hoor jy wie, wat draai jy jou stoel so, dan kyk jy die kant toe. Want terwyl ons speel, maak sy reëls, so. Jy mag nie hoog tackle nie, jy mag nie jou naaste se oor byt nie, jy mag nie, daai kind gaan seer kry, nee, hy gaan nie. Maar hy gaan. Hy gaan, want dit gaan lekker. 'n Mamma beskerm, wys gevare uit, 'n mamma onderrig. 'n Pappa kan vir jou kind leer, 1 en 1 is 2, 2 en 2 is 4. Maar daar's 'n verskil tussen onderrig en leer. Iemand by die skool, 'n juffrou, leer jou kind. Onthou jy die dag toe ons daai kind toegewy het, toe sê ek, pappa, ek mamma.
gaan hierdie kant groot maak in die weë van die Here. Dis die rol van die kerk. Dis die rol van die moeder. Dis ek en jy se rol, om hier te staan, en ja, ek is nou 'n man, sorry vir dit. Ek het nou nie 'n moeder vanmôre nie, maar ek het 'n moederlike hart, omdat God vir my sê, ek is sy verteenwoordiger, ek is 'n beeld van Jesus. Jesus sê, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Hy versorg, hy care, hy wat. Ek en jy skep 'n tuiste, 'n mamma, 'n moeder skep 'n tuiste. Ons het in Botswana gebly in tente, ver van die dorp af. As ek daar deurkom, dan staan daar 'n blommetjie in 'n ertjieblik. Mense het altyd kommentaar oor my vrou wat kan mooi maak. En mooi maak het nie 'n budget nodig nie. Mooi maak, 'n tuiste skep, beteken 'n plek van veiligheid. Dit beteken 'n plek van rus. Jy kom huis toe en dit is vir jou lekker. Jy moet die luukse van die eenvoud, jy doen wat jy kan met dit wat jy het en die res is die Here se uitdaging of se voorreg om ons te bedien. Maar ek en jy hier skep ons 'n tuiste. Dankie Boeta dat jy help om stoele uit te pak in die oggend en om te sê ons het jou verwag, jy's 'n eregas. Welkom hier by ons, hoor, kyk jy gesien ons vir jou mooi gemaak. Kyk, ons het goetertjies opgesit. Ons het min of meer probeer dat daar nie spelfoute is op die goetertjies daar op die bord nie. Ons skep 'n tuiste. Die kerk, die moeder, moet 'n plek wees van bymekaar kom, van veilig wees. Maar Koos, as jy nou sê, enige kerk en elke kerk, dan bedoel ons Koninkryk Kerk, nie denominasies nie. Ek wil die paparelle koors kry as iemand my vra wat 'n kerk is jy. Ek sê skaam vir Jabokbediening, nie, is reg, dis oulik, dis wie ons is. Ek sê skaam om te sê ek besoek van tyd tot tyd daar en ek hou van hierdie ou se prediking maar hoekom het ek en jy kritiek teen kerk? As Jesus sê ek sal die kerk bou, mense binne die sosiale, intellektuele, emosionele dimensie vestig 'n eensdenkende groep mense en sê maar ons gaan nou hierdie kerk wees. Dis fyn. Maar ek en jy moet besef dat globaal, vir die ou wat vanmôre vir die eerste keer deur daai deurloop, moet hierdie 'n veilige plek wees. Want 1 Korintiërs 6 sê, besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is? Besef jy dat hierdie liggaam wat hier sit, huisves die Heilige Gees? Party van julle kom 'n bietjie laat, dan kan ek jou nie by die deur 'n drukkie gee nie. Maar ek beloof jou volgende keer nee, gaan ek vir jou 'n drukkie gee daar by die deur. Maar ek hou nie so baie van drukkies nie, man, ek hou daarvan, get over it. Ja, maar hierdie gaan nie oor jou nie, ek weet, ek sê jou nie weer druk nie, hoor, sorry. Ek sal my vrou vra om jou te druk. Maar julle, ons kan nie hier sit met gesigte wat so lyk. Ons is die tempel van die Heilige Gees. Wat is die vrug van die Gees? Liefde, blydskap, vreugde. Come on, man. Ons raak bly as die Springbokke wen en ek raak bly, dis oulik. Maar jy nou al gesien hoe bederf is ons? Verlede week, daar gaan ons. Hierdie week, wat dink jy van gister se game? Ja, ons het nou gewen, maar hier is weer. Nou is ons nie so bly soos laasweek. Dis oor dat rugby nie ewigheidswaarde het nie. Dis 'n jammerte, ek sou gelike het as rugby eendag daar in die hemel ook is, maar dit gaan jou nie hemel bring nie. Daar's 'n verskil tussen blydskap en vreugde. Ek en jy hier, as die koninkryk van God, kan nie hier inkom en hier kom 'n ou in en sê, kom lyk jy so. Van watter kerk af kom jy? Jy nou vanmôre kaal voel jy inkom, wat is jou probleem? Of jy het nou 'n das aan vanmôre, wat is jou probleem? Nee, kom on ouens, ek en jy is hier vanmôre.
Ek en jy kom week vir week in hierdie saal by mekaar vir die verwagting, vir die uitdaging van een persoon wat deur daai deur loop. Wat sê, ek was 20 jaar laas in enige kerk, help my. Dan moet ons nie nou kerkagtig raak nie. Dan moet ons nie begin, jy beter jou hare kam, die Here is op pad. Julle, ons kan nie dit doen nie. Want jy sien, hier kom die preek eintlik nou eers. Ons is almal verskillende boustene. Ek het 'n bietjie gaan oplees, ek is nie 'n bouer nie, glad nie. Selfs met die houtwerk, ek kan sulke ronde goede maak. Ek kan nie reguit werk nie. Ek kan meet, maar ek weet nie, ek het dalk in die kleuterskool om daai skertjie, ek het 'n linkerhandse sker gehad. So buite die lyn is, die hele tyd, ek kan nie. Maar ek het soveel agting vir 'n mens wat kan bou. 'n Mens wat kan reguit bou. 'n Mens wat kan weld. 'n Mens wat reguit kan weld. Want ek maak hom so vas en ek klemp hom en dis oulik en dan brand ek hom so, dan lyk dit soos 'n wat. Dan grind ek hom af, ek kan ten minste grind. Ek kan mooi maak. Ek gebruik dikverf om die gate toe te maak. En dan gaan lê ek en dan het ek akijs. En as my akijs so verbykom, dan vat ek daai estertjie, dan lyk hy so. Hy is nie so nie. Ek is nie 'n bouer nie. Ek het 'n bietjie gaan lees oor dit. Ek het in die Bybel begin, maar ek het 'n bietjie ander goed ook gelees van bouwerk. Kom ons hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 5. Ek lees in die 83 vertaling. Laat julle, ek en jy, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. OK. Maar party van ons is tweedehandse stene, het jy dit al agtergekom? Jy het 'n ou bouer het jou gebou en jou toegepluister met klomp goed. Dan sit iemand met 'n troffel. Hoor my woorde, ek ken hulle pappa, 'n troffel. Daai ding wat so. En met 'n bytel en 'n hamer dan kap hy daai ou klippe af van jou af, daai ou sement. Want jy moet mooi wees. Ek en jy in die liggaam van Christus kom met denkpatrone, kom met 'n geheue, kom met 'n geestelike verwysing. Maar dit moet so werk. Daar waar ek vandaan kom, nee, ek was so ingebou, maar God wil jou dalk nou so inbou. OK, maak jy nie? Right. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring waardeur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, wie's ek? Hoofletter, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld hierdie woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy, het die belangrikste klip in die gebou geword. Nie amazing nie, Jesus kom en die Jode wag vir die Messias, die Jode wag vir die redder en hy kom in die verkeerde verpakking. Nou lyk hy so. En hulle probeer om sy ou sement af te kap en om te vorm na hulle beeld, na hulle verwagting. En God sê, moenie worry nie, hy is net reg soos hy is, dis my seun daai, in wie ek 'n welbehae het. En hy gebruik hom as 'n hoeksteen, 'n hoekklip. 'n Klip waaroor mense struikel en 'n rots waarteen jy stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir julle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk. Die Engelse vertaling sê, you are a peculiar people. Wow. Eenkant, hy sê, julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendom volk van God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle, wat moet ek en jy doen? Ons moet besef, ons is tweedehandse stene,
Ons is uitgekies deur God, deurdat ons gehoorsaam was aan hom, deurdat ons lewe vir hom gegee het. Hy is besig om ons skoon te kap van ou gemors in ons lewens, en hy sê wat? Hy sê, julle moet die verlossingsdade verkondig. Nou kom mense en sê, nou maar wat dink jy van die 7 pilare van Openbaring? Ek weet nie, ons kan gaan kyk as jy regtig wil weet. Maar dis nie jou skepingsdoel nie. Jou skepingsdoel is, wees heilig, want ek is heilig, sê Jesus. Gaan vertel my verlossingsdade. Gaan, ja nee, maar jy moet daarom hierdie goed weet. Om te wat? Om te wat? Wat doen ons met oom Jannie wat daardeur stap? Hy het nog nie eers die boek Openbaring gelees nie. Nou kom ons op 'n plek soos hierdie en ons preek oor goed en ons gebruik woorde wat geen mens verstaan. En dis nie verkeerd om dit te doen nie, maar in jou persoonlike Bybelstudie, daar waar ons in klein groepe bymekaar kom, daar sê ons, hoorie, kom ons kyk tematies, wat staan in die Bybel? Kom ons kyk kronologies, hoe dit gebeur. Wat het Jesus gedoen? Wat uitsprake van perfek. Maar in 'n diens soos hierdie kan ons nie nou, maar jy moet 'n reeks doen oor die draak. Man, ek dien die Here. Sy naam is Jesus. Die draak is die vyand. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jy sal die waarheid ken met 'n hoofletter en die waarheid sal jou vrymaak. Hoekom wil jy die draak ken? Why? Dis ook nie die boodskap vir vandag nie. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ek gaan drie klippe uitlig in 'n boubedryf. Die eerste een is die fondasie. Die klip van waarheid. Die klip van waarheid, Johannes 14. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe na my. Dit is die hoeksteen. Dis die klip van waarheid vir die kerk, vir ek en jy. Jesus. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus sê, ons het dit gelees, hy sê vir Petrus, hierdie rots, hierdie uitspraak dat ek die Christus, die Seun van die lewende God is, op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die dodekryk sal dit nie oorweldig nie en ek sal julle die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Kom ons kyk daai prentjie. Daai is 'n hoeksteen. Wat gebeur met 'n hoeksteen? Julle al gesien as hulle 'n gebou bou? Hulle peg hom uit en hulle span sulke toue en hulle gooi sulke wit kalk en hulle begin grou en wat. Maar dan kom daar 'n ou wat nou die ingenieur is, die hoofbouer, die voorman, die master bouer, wat ook al, en hy sit die eerste klip neer. Bom. Daai een. Dit bepaal die rigting. As jy 'n klip so neersit, dan bou jy in lyn. Hier is sy hoek, jy bou in lyn. Jesus is die hoeksteen, hy sê, hierdie plek, hierdie kerk, nie Jabok bediening nie Newton Hall nie, hierdie kerk. Ek is die hoeksteen, so maak mens. Van hier af bou ons soontoe. Nie bietjie soontoe nie, jou punte gaan nie by mekaar kom daarvoor nie, bou reguit. Bou op die waarheid, behou die waarheid, behou die rigting. Daai hoeksteen bou absoluut die waarheid. Dis Jesus. Die tweede bousteen is 'n sluitklip, the keystone. Daai julle. Julle geweet dat daai klippie daar, as jy so 'n arch bou, as jy daai klip daar insit, hou vas hy daai hele struktuur. Maar die ingenieurs, die ouens wat weet, Dr. Google, hulle sê dat daai klip, daai enetjie, dra die ligste gewig van al daai klippe in daai struktuur. Ons sal dink daai moet 'n Goompa steen wees, pappa. Dis 'n oomsteen. Nee. Jesus sê
My las is lig, my juk is sag. Maar ek sien jou aan mekaar. Is dit nie mooi nie? As hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom tot die Vader behalwe, hy is die sleutel. He is the keystone. He is the keystone. Maar jy sien, nou kom ons, en ons bou kerk, en ons sê, ons maar die pastor loop voor, dis hy daai, nee. Nee, dis nie die pastor se job daai nie. Hy moet voorloop, natuurlik moet hy voorloop. Maar daai steen is Jesus. En dan, ek en jy, as sy kinders, as die lewende boustene, ons is ankerstene. Ankerstene, nou hier kom 'n interessantheid, ons lees gou Efesiërs 4, vanaf vers 4, daar is net een liggaam, een gees, een hoop, waartoe God julle geroep het. Daar's een Here, een geloof, een doop. Onthou julle, ons het nou die dag gepraat van die Shema, die Joodse gebed. Luister Israel, die Here ons God is die enigste God, hier gebruik hy hom weer. Daar's een God, een geloof, een doop. Een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk. Dis nou ek en jy. Wow. Want dis amazing om 'n hoeksteen te hê, dis amazing om 'n keystone te hê, maar as jy net daai twee het jy nie 'n gebou nie. Het jy nie 'n liggaam nie, het jy, dis net God en sy seun, maar waar's ek en jy? Hy sê, deur almal werk en in almal woon, daai volgende prentjie. Daai een, het julle dit al gesien? Jy loop by daai sandsteengeboue daar in die noorde, net daar in die Vrystaat, in die Oos-Vrystaat, so baie. In die kerke, wat deur Moerdijk gebou is, en geontwerp is, hulle het met sandstene daai goed aangery. En dan sommer hier op die hoek, staan daai steen. En het jy nou al 'n interessantheid beleef, as jy ooit in jou lewe in die Vrystaat 'n ou plaashuis gekoop het, wat met klip gebou is, dan sien jy agterkom hy skuif. Hy bars. Dan boor hulle deur daai hoeksteen, daai ankersteen, boor hulle 'n gat en hulle sit so 'n lang stalrot deur met draai daai kant en draai die kant, dan maak hulle die huis so bymekaar. Onthou jy? Ja, dan het sussie nou tot 'n plek om haar poppe op te hang na in die kamer, want hier's nou 'n ding binne in die huis. Oulik is dit. En dan verf ons hom, en dan kry pa 'n plan, en dan word dit sommer die conduit, dan trek jy die elektriese kabel daar deur daai pyp. Come on, be creative. Was julle nooit daar nie. Julle kyk vir my of ek van 'n ander planeet afkom. Daai klip is ek en jy, wat hierdie gebou aan mekaar hou. Nou kom daar 'n modegier. Onthou julle ruk terug, was daar 'n mode om ou huise te koop en te renovate. Dan koop jy hierdie ou Vrystaatse huisie, en wat doen jy? Jy laat hom kled. Onthou julle dit? Dan koop jy sulke sandsteen teeltjies, en dan sit jy een so en een so, en so op die hoeke, so. Hoe mooi is dit? Maar die probleem met dit, dis net 'n modegier. Want die vraag vir ek en jy vanmôre, as ons sê, maar hoekom kerk, dan wil ek nou vanmôre vir jou vra, is jy ingemessel in die liggaam van Christus, of is jy net 'n aangeplakte teeltjie? Koos, maar dis nou 'n lelike vraag. As dit jou ontstel, wil ek jou weer vra, is jy ingemessel in die liggaam van Christus? Wat beteken dit? Ons het nou die dag daar in die oord waar ons bly, slaan die weerlige huisie raak. Boem. Prys die Here, daar's niemand binne in die huisie op die tyd nie. Maar hy slat vir hom hier op die garage, laat die garage deur so op, hy lyk so ek so bonk. En daai krag hardloop in die gang af, in die conduitpyp. Brrr. En reg deur die gang, in die badkamer, in die kombuis, waar daai conduitpyp hardloop, spring daai teels van die muur af. Kan jy dit oorvertel? Jy loop in die gang, die teels lê op die vloer.
En nou jy weet waar kom hierdie preek vandaan, al van daai tyd af, wanneer laas was dit gewees, maar is jy ingemessel of is jy 'n teel? As jy 'n lid van die deel van die liggaam is, as jy family is jy nie 'n bywoner nie. Is jy nie 'n huurwerker nie, dan dra jy saam aan die liggaam. Dan is ek en jy die kerk. Dan kan ons op 'n dag soos vandag kom en sê wat 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons sy kinders genoem kan word. Wow. Ek sê 'n kerklidmaat nie, ek is 'n kind van God. Kerklidmaat is so daaronder, maar ek is 'n kind van God. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat die wêreld hom nie geken het nie. Ek en jy is vreemd vir die mense daar rondom jou. Gaan kyk 'n bietjie, moenie dit doen nie, maar gaan kyk. Daar val stene van trokke af op die snelweg, jy het dit al gesien. Dan lê daar een steen in die pad. Mense aanvanklik probeer om so misry, tot een trok om raak ry. Dan sit net poeier. Baie keer breek hy, dan is dit so 'n stuk wat tussen die trok se twee wiele so indruk. Hoe gevaarlik is dit? En dis ek en jy wanneer ons alleen stene is en ons lê in die pad rond. Die wêreld gee jou plat trap. Die trok gee jou plat trap en daai trok wat jou optel so tussen sy wiele, jy's dodelik gevaarlik vir mense rondom jou. Maar gaan gooi 'n blok af met 20 stene wat aan mekaar gemessel is, wat ingebind is. Geen trok gaan oor jou ry nie. Geen trok gaan oor jou ry nie. Ek vra vanmôre vir jou, my liewe boetie en sussie, as ek en jy sê, hoekom kerk? Maar wat is die kerk? Hoekom moet 'n kerk toe gaan? Ek het nie die kerk nodig nie. Ek kan by die huis sit en TV kyk. Nee, jy kan nie. Jy kan nie. Dis 'n leuen van die vyand. As jy vanmôre vir my sê, Koos, ek het nie die kerk nodig nie, dan wil ek vir jou sê, handig jou handboek in jou Bybel, en dan sê jy, ek is net 'n aangeplakte teel. Ek is 'n modegier. Ek gaan kerk toe omdat dit oulik is. Ek gaan kerk toe omdat my werkgewer dit verlang. Nee. Wil jy nie maar terugkom kerk toe? En I'm preaching to the converted vanmôre. Ek beklein om die verkeerde mense, maar ek hoop en vertrou hierdie boodskap gaan uit na iemand daar buite hier, wat jy vir iemand daar buite kan gaan sê, kom net saam kerk toe. Dit hoef nie Jabok-bediening te wees nie. As jy volgende week saam met jou maatjie na 'n ander gemeente in hierdie dorp gaan net asseblief. Jy kan nie net sê, nee, maar ek het nou gister rugby gekyk, en nou is ek 'n bietjie moeg, en my stem is heus geskree, ek kan nie sing nie, ek hou in elk geval nie van liedjies wat hulle sing nie. Koos gaan weer praat, en hy gaan nie tot 'n einde kom nie, en hy kry nie klaar nie, en wat is daai produk wat hulle op die mark het van no more nails? Dan plak jy die teeltjies so, onthou jy, no more nails. Dit het die spykers van Jesus se hande gekos om jou 'n lewende bousteen te maak. Daar's 'n ander produk. Stick like a wolkombers. Gaan soek hom daar by Game. Dis nie God se bedoeling vir ek en jy nie. Kom aan julle. Kom ons raak ingemessel. Kom ons gebruik vanmôre nagmaal en ons sê, Here, dankie Vader, dat U seun Jesus gestuur het om te sterf vir my. Dankie vir spykers deur sy hande, deur sy voete, 'n doringkroon, om vir my 'n lewende bousteen te maak. Nie 'n teeltjie wat iewers opgeplak is teen 'n muur nie. As jy net daar rond hang, gaan jy nooit deel raak van die liggaam nie. Jy gaan gefrustreerd wees, jy gaan nie joy kry in die Here nie, jy gaan die heeltyd net, there's gotta be more. Terwyl as jy toelaat, dat die Here jou ou sement afkap, en jou mooi square maak soos ek. Kyk, daar moet ronde klippe ook in 'n gebou wees, nê. Dan gaan jy jou lêplek kry.
En is lekker as ander mense so om jou begin inbou, vasbou. En jy weet wat, ek sit vanmôre hier tussen 30, 40 mense, hoeveel waar daar wie is. En dis veilig, dis oukei. As die hou kom, gaan iemand my help. As die uitdaging kom, hier is mense rondom my. Kom ek en jy gebruik die nagmaal vanmôre, daar wie jy is, ek gaan jou groet. Ons gaan luister na 'n liedjie wat sê, God is hier teenwoordig. Die link is daar op die Facebook post, gaan soek hom. En kom ons sê net vir die Here dankie vir sy teenwoordigheid, vir die voorreg om sy liggaam te kan wees, vir die voorreg om 'n lewende bousteen te wees, maar die antwoord wat ek vanmôre gee op hierdie roepstem, op hierdie vraag van die Here wat sê, maar is jy ingebou of is jy net aangeplak? Mag die Here jou seën, daar waar jy is. Dankie vir jou gebede, vir jou ondersteuning. Praat met ons as daar 'n behoefte is en ons gesels weer volgende week. Vrede vir jou.